Môre julle kuier vanoggend weer lekker saam hierso tussen koffie en genade. Ek is Lisel van Sail en vir die volgende 2 ure gaan ons weer lekker saam kuier. So vir die afgelope tyd praat ons oor jou gesondheid en verskillende elemente wat 'n rol speel. En ook by dit is wat tap my krag en wat veroorsaak my uitbranding en hoe kan ek dit voorkom en watse belangrike beginsels moet ek toepas in my lewe om geestelik, emosioneel en liggaamlik gesond te wees. So die afgelope 2 weke het ons 'n bietjie stil gestaan oor die fisiese element van gesondheid, waar ons 'n bietjie gepraat het oor eetgewoontes en oefeninge. En hoewel ek nie 'n dokter is nie, dink ek daar's net sekere elemente en beginsels wat mens net weet van selfsprekend. Here, die is goed vir my en dis nou nie so goed vir my nie. En vandag gaan ons weer 'n bietjie teruggaan na die sielsvlak. En ons gaan begin praat oor waarmee is jy besig en dit wat jy elke liewe dag in jou lewe mee doenig is. Wat is daar in jou dag wat eintlik jou tyd mors en letterlik jou wil keer om by jou roeping uit te kom? Ons is soms so gejaag en besig met hordes goeders in ons lewe. Maar is die jou plannetjies of is dit God se plannetjies? So vandag se tema is dan, is dit 'n goeie idee of is dit 'n goddelike idee? So gaan kry vir jou 'n koppie koffie, ek is nou weer terug. Welkom terug hierso by Tussen Koffie en Genade. Ek is Lisel van Sail en vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor, is dit 'n goeie idee of is dit 'n goddelike idee? So ek wil oor 'n paar mense praat in die Bybel en miskien is jy een of soos een van hierdie persone wat ons oor gaan praat. So, ons gaan 'n bietjie praat oor Jona, Martha, Saul en dan ook Paulus. En dan gaan ons 'n bietjie kyk, wat is dit wat ons kan leer uit hulle lewenslesse uit? Nou al hierdie persone, hierdie man en vrou, is mense wat doeners is. Hulle het 120 idees. Kyk, hulle staan nie stil nie. Hulle laat dinge gebeur, nê? En hulle wil betrokke wees by alles. Hulle het hulle eie opinies en hulle is altyd daar om te help of dingetjies te doen. En miskien is jy ook op 'n manier soos een van hulle dalk. So elke liewe idee wat in hulle kop inkom, wil hulle doen. En hulle dink ook, ek het oulike idees. Ek weet hoe hierdie ding werk. En baie keer is dit juis die oorsaak van ons uitbranding. So wanneer jy doelloos na links en regs dingetjies doen, wat elke liewe goeie idee dink jy, dit is 'n goeie idee. Gaan ons nou raai met vra, maar is dit noodwendig 'n goddelike idee of is dit net 'n goeie idee? So die vraag is weer eens, wat druk hulle om te doen wat hulle doen? Wat is die motief van die hart? Wat is die doel wat hulle dryf na dit wat hulle doen? Is dit om mense te beïndruk? Is dit wat ons doen, juis ons doen dit want ons wil wys hoe oulik is ons? Of dit gaan ons belangrik laat voel of waardevol laat voel? Want baie mense dink hulle moet besig wees en hulle moet baie dingetjies doen, maar dis nie noodwendig altyd 'n goddelike idee nie. En as ons gaan besig raak met dinge wat nie eintlik 'n goddelike doel en 'n goddelike roeping is, of in gehoorsaamheid is in dit wat God gesê het ons moet doen nie, op die ouende gaan daar nie vrug wees nie. Ons gaan uitgeput wees en ons gaan hierdie swaar las hê wat ons moet dra. En dis hoekom dit so belangrik is om met tye net 'n bietjie te gaan stil staan en te gaan kyk. Sjoe, is dit wat ek doen, dra dit goddelike vrug? Of is ek net besig met allerlei projekte? Kyk, daar is baie goeie goed wat mens kan by betrokke wees. Mens kan welsynwerk doen. Mens kan tot die diertjies gaan help by wollies. Mens kan koskombuise ran. Jy kan bid vir die siekes by die hospitaal. Baie oulike aktiwiteite en glo my, van hierdie mense het dit regtig nodig om liefdadigheidsprojekte te hardloop ensovoorts. Maar as dit nie uit gehoorsaamheid is met wat God vir jou gesê het nie, en jy doen dit net want jy dink dit is 'n oulike idee,
beteken dit eintlik nie veel nie, as mens praat oor goddelike waardes. So kom ons gaan kyk eers na Saulus. So, as jy van 1 Samuel, ek dink as jy by 10 begin lees, dan praat dit van hoe Saul nou koning geword het, en nou kom ons hier by Samuel 15, en in die begin was hy heel anointed, en hy was, ek dink, dit was half, of die Here hom spesifiek gekies het, om vir die volk iets te kom wys, vir wanneer jy 'n ding in menslike krag probeer doen. So hier kom die eerste, kan ek sê, downfall van Saul. Is lees dit hierso van 1 Samuel 13 vers 11 tot 13. So, hulle wou net teen hulle vyande opstaan. Maar Saul het vir hom gesê, nou obvious, Samuel is die profeet. En hy is eintlik die priester wat kom, en hy moet die offerings bring, hy moet die sacrifices bring, en dan moet hy vir hulle sê, doen dit so, so Saul moes eintlik nog steeds vir Samuel geluister het, so hy was nog steeds the voice of God, as ek dit nou so kan stel. En toe moes hulle nou optrek, en hulle moes nou die vyande aanval, maar wat gebeur het, is die Israeliete het bang geraak, en hulle het begin wegkruip, en hulle het Saul begin los, en weggeloop, en gesê, nee, ek is te bang, hulle het oorgegaan na die Filistyne se kamp toe ook, soos wat ek verstaan het, en hierso kom, en Saul dink, nee, ek moet dinge in my eie hande neem, ek het 'n oulike idee, ek moet vir God offerings bring, sodat ons sy guns kan kry, sodat ons hierdie battle kan wen. Nou kom ons lees 'n bietjie van vers 11 af, en ek wil bietjie by dit terugsal, en dis nou nie hier waar Samuel na hom toe gekom het en gesê, luister, wat is die geblaar van skapies nie? Dis nog voor dit. Nou kom ons lees nou bietjie, van vers 11, so dit is 1 Samuel 13, van vers 11 tot 13. Samuel said, "What have you done?" And Saul said, "Because I saw that the people were scattering from me, and that you did not come within the day appointed, and that the Philistines were assembled at Mimash. I thought the Philistines will come down now upon me in Gilead, and I have not made sufficient of supplication to the Lord. So I forced myself," hy moes homself letterlik geforce het, "to do offerings, the burn offering." So met ander woorde, nou probeer hy half dit te justify wat hy verkeerd doen. So hy sê nou, ek moes myself gedwing het om nou half die regte ding te doen. Maar maak nie saak hoe jy dit doen nie. Wanneer jy iets buite die gehoorsaamheid van God doen, dan is dit ongehoorsaamheid. En hy wil dit half nou regverdig vir hoekom hy nou hierdie goeie daad gedoen het. And Samuel said to Saul, "You have done foolishly. You have not kept the covenant of the Lord your God, which he commanded you, for the Lord would have established your kingdom over Israel forever." So hy het letterlik vir hom gesê, weet jy wat, die Here het jou geroep, en jy het 'n salwing op jou lewe, en daar is 'n roeping op jou lewe, maar nou, probeer jy dit deur God se krag hardloop, of probeer jy dit deur jou eie oulike idees te hardloop? En hierso begin ons al agter te kom van die paadjies wat Saul probeer loop het, want die Here soek gehoorsaamheid. Nie dat jy doenig is met elke liewe oulike projek wat daar is nie. En dan verder, as jy nou verder gaan, 2 hoofstukke aan, dan kom ons nou by 1 Samuel 15, van vers 22. En dit is nou daar, waar Saul weer eens gesê het, of Samuel het vir Saul gesê, luister, julle gaan hierdie Filistyne moet uitroei, maar julle moet alles doodmaak, die donkies, die katte, die honde, alles. Julle kan niks hou nie. En dis toe hy daar aankom en sê, wat is hierdie geblaar van skape wat ek hoor? En dit is nou waar ons lees in 22, waar Samuel met Saul praat, en hy sê vir hom, Samuel said, "Has the Lord as great and delight in burnt offerings and sacrifices as in obedience to the voice of the Lord?" So gaan die Here gelukkig wees met opoffering, oulike idees, dit wat jy doenig mee is, of soek hy gehoorsaamheid? En dan sê hy die volgende, "Behold, to obey is
better than sacrifice, and to heathen that the fat of rams. En dan in die volgende versie, dan vat hy dit verder en hy sê, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as idolatry. En dan praat hy van 'n good luck idol. Hy sê dis dieselfde soos 'n good luck charm wat jy ronddra. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. En dis hierso wat hy ook al vir hom gesê het. Eintlik maar die vorige keer het hy vir hom gesê die Here soek 'n koning na sy eie hart. En op die ouende is dit wat die Here soek. Hy soek jy moet 'n verhouding met hom wandel. Hy wil hê jy moet sy stem hoor. Hy wil hê jy moet in gehoorsaamheid wandel in elke liewe ding wat jy doen. So Saul, waarmee was hy besig? Met goeie goedjies, maar daar was geen gehoorsaamheid nie. En hy het alles probeer doen in sy eie krag. En nou kom ons weer terug in die Nuwe Testament. En ons gaan 'n bietjie lees in Johannes 4 vers 34, wat Jesus weer gekom het om vir ons te kom wys hoe dit gedoen moet word. En Jesus sê, so Jesus said to them, my food, my nourishment is to do the will of him who sent me and to accomplish and completely finished his work. En Jesus was letterlik stappie vir stappie gefokus op net dit wat God die Vader vir hom gesê het om te doen. Met ander woorde, die motief van die hart moet wees, nie om goeie goed te doen nie, maar om eerstens in gehoorsaamheid met God te wandel. Want as ons dit in ons eie krag gaan doen, gaan ons die salwing mis. En is net deur die salwing van die Here. Wanneer jy doen wat hy sê om te doen, op die regte tyd, waar daar gaan vrug wees en produktiwiteit. Anders is alles wat ons doen, vrugteloos en onproduktief. En dit is waar ons moet stil staan en sê, is ons maar net besig om goeders te doen, maar ons dra geen vrug nie. Daar's geen waarde aan dit wat ons eintlik doen nie. Dis maar net wêrelds. Ek's besig om wêreldse skatte bymekaar te maak. Ek's besig om wêreldse populariteit op te bou. Ek is besig om hordes followers hierso. Ek het al hierdie followers en ek is so bekend en ek so beroemd en o jene, toe ek nou uiteindelik vir die mense sê, maar luister, ek staan vir die Here, toe verloor ek nou 'n paar followers en nou se kon stel daaroor. Julle, ons moet van die begin af sê, luister, ek is uitverkoop vir die Here. En dit moenie gaan oor populariteit of hoeveel mense jou follow en hoe mense jou aanhang nie. Want soos ek sê, jy kan besig wees met liefdadigheidsprojekte. Jy kan vir kinderreise kos vat en klere en al hierdie goeie geskenkies op Kersfees. En hulle kan baie geseënd wees. Maar dit is nie te sê jy's besig met dit wat die Here sê jy moet doen nie. So wanneer jy dinge doen in jou eie krag, en jy dink dit is nou oulike idees, dan gaan jy uitgeput wees, jy gaan leeggetap wees, en baie keer ook frustreerd wees, want eintlik die motief van die hart is om rewards te kry op hierdie aarde. Maar soos die Bybel sê, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. So as jy wil betrokke raak by liefdadigheidsprojekte en kossies uitdeel en dingetjies gaan doen, moenie eers dit op social media sit nie. Niemand hoef te weet daarvoor nie, want dan is die motief van die hart reg. Want dit gaan nie oor om raak gesien te word nie. Dit gaan nie oor dat klomp mense dink, "Jene, ek is so oulik nie." So is jy besig met klomp oulike projekte, maar daar is nie vrug nie, want die motief van die hart is eerstens nie om die Here te dien en om hom te glorify nie, maar dat jy die eer en die reward moet kry. Ons gaan nou 'n bietjie koffiebreek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor Martha. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou 'n bietjie van, is jy besig met goddelike idees of volg jy net jou eie oulike idees? Ons gaan nou 'n bietjie praat oor Martha. Nou ons weet almal van Martha. Kyk hoe skarrel jy en hoe besig was sy terwyl haar sussie by Jesus se voete gaan sit het en gaan souk het. En dis weer eens daai ding van baie keer voel ons moet doen en ons moet besig wees met klomp dinge. Maar baie keer is ons op verkeerde tyd besig met goeie werke.
En dis weer hierso wat ons moet leer hoe belangrik is dit om deur die Gees gelei te word en deur die Gees te wandel. Wat vir jou sê, wat, waar en wanneer. Daar's 'n tyd om te bedien. Daar's 'n tyd en 'n seisoen om te rus. Daar's 'n tyd om vol te tap. En dan is daar weer tyd om te recharge. En dan is daar 'n tyd wat jy moet besig wees en doenig wees. En dit is daar wat jy die insig, die wysheid en ook die verstand moet hê om te weet wat, wanneer, waar belangrik is in jou lewe. Spreuke 14 vers 12 en hopelik sê ek hierdie nou vir ons mooier, want lyk my tong is 'n bietjie glad vanoggend. Hierso staan dit vir ons, there's a way which seems right to a man and appears straight before him, but at the end of it, the way is death. En weet julle wat, dit is weer eens hier wat ons met goddelike insig hê en sê, Here, ek wil nie net doenig wees met oulike idees nie. Ek wil besig wees met u idees, om weer in die tempo te kom van God en dit te volg. En dan gaan ons weer beginne sien. Ons gaan weer verstaan en ons gaan die regte fokus hê om nie met onnodige goed ons tyd te mors wat net uitbranding bring in ons lewe nie. En is ook nie noodwendig dat ons net die hele tyd moet sit en wag vir 'n profetiese woord en dan eers te begin met wat ook al ons moet doen nie. Dit beteken nie jy hoor die Vader se stem. Jy is besig met dit wat hy vir jou wil gee in daai seisoen. Jy doen nie net allerlei onnodige goed wat vir jou onnodige hartseer en teleurstelling die hele tyd bring nie, maar jy volg sy plan en sy rigting. Die regte tyd, die regte deure en die regte ding. Wat vir sekere mense werk, gaan nie noodwendig vir jou werk nie. En dis weer eens waar daar vergelyking inkom. Waar ons die hele tyd rondsit en sê, maar kyk wat doen daai en ek wil dit ook doen. Soos nou Martha wat sê, maar Here, praat bietjie met Maria, sy sit net hier so en doen niks nie. Ek hardloop rond en ek moet al hierdie goeders doen. In die meantime mis hy dit. Dis nie nou tyd om kos te maak nie. Dis nie nou tyd om huis skoon te maak nie. Hoewel dit goed belangrik is, maar dis nie nou die tyd nie. Jesus is nou hier. Jy beter nou sit en luister. Jy moet hom nou jou eerste prioriteit maak. En soms is dit juis hierso wanneer mense depressief voel. Want hulle is doenig en hulle is besig en hulle is busybodies. Maar dan voel hulle die Here het van hulle vergeet. En dan voel jy heeltemal alleen. En jy wonder, Here, maar hoekom gebeur dinge nie in my lewe nie? Ek dien nie dan. Ek is lief vir U. Kyk hoe dien ek die mense om my. Kyk hoe's ek besig om almal om my te serve. En in plaas van dat dit seën moet gee, bring dit uitbranding. Want jy is besig met dinge buite sy tyd. So in Psalm 119 vers 34 sê vir ons, give me understanding, that I may keep your law. Yes, I will observe it with my whole heart. En dis hoekom ons moet bid vir goddelike insig. Here, laat ek u prentjie sien. Want kyk, as daar nou deur die hele Bybel, as daar mense wat hindsight eers verstaan het, okay, nou verstaan ek wat die Here in stoor gehad het vir my. Onder andere het ons vir Josef, wat eintlik eers op 40 rarig in sy bediening ingetree het. Hy moes eers deur sy boeties verkoop word as 'n slaaf. Hy moes eers in die tronk beland het. Soveel dinge wat jy dink, jene, hierdie het nou, ja, wat gaan nou hier aan? Maar die ding was, deur dit alles het hy integriteit gehad. Deur dit alles het hy op God gewag. En hy het geweet, right timing. Dan het ons vir Moses, wat eers op 80 eintlik in sy bediening ingetree het. En Jesus, eers in sy 30's. So, dit gaan nie oor, ek is nou al 40, Here, daar het nog niks gebeur nie. Dit gaan nie eers hoe oud jy is nie. Dit gaan oor, wanneer is God se tyd vir jou om sekere goed te doen? En dit is juis hierso wat ons weer eens moet
moet vra, Here, doen ek en gee ek uit obligation of uit skuldgevoel en omdat ek voel ek moet dit doen, soos Martha, of gee ek omdat ek dit wil doen en weet dit is die tyd en dis wat U nou vir my instoor het. As ons die hele tyd gaan doenig wees, soos Martha met al haar goedjies, en ons doen dit want ons dink dis oulike goedjies waarmee ons besig is, nê? Dit gaan nie vrug gee nie. Inteendeel gaan ons depressief voel. En ons gaan kwaad voel, ons gaan frustreerd voel en ons gaan jaloers wees op ander mense wat wel sit in die rus van die Here wandel. Want die geheim is om dit te ontdek. In alles wat jy doen, doen jy dit uit rus uit met jou verhouding met die Here. Niks moet jou pressure nie. Niks moet jou jaag nie. Niks moet daai, ek moet nou dit, en ek gaan nou dit, en hierdie verwagtinge. Vir wat is dit? Nou gaan sit jy stil en dan dink jy, okay, is ek nou besig om mense te worship, of worship ek God? En dit is wat ons moet by uitkom. Die volgende persoon wat ons oor gaan praat, is Jona. En nou gaan ons 'n bietjie praat oor terug te kom by fokus en op wat jy fokus. So Jona het op wat gefokus, okay? Hy wou eers nie gedoen het wat die Here gesê het hy moet doen nie. Hy wou weghardloop en toe land hy in 'n vis. Wat 'n storie. 3 dae en hier spoeg die vis hom uit. What a miracle story. Ek meen, wat 'n belewenis moes hierdie Jona gehad het met hierdie hele storie met die vis. Nou is hy by Nineve. Nou vertel hy van die Here en nou actually dra dit vrug. Want nou doen hy dit wat die Here gesê doen in gehoorsaamheid. Maar nog steeds het hy die verkeerde perspektief. En hy's actually kwaad omdat sy vyande repent. Hoe ironies is dit? Want weer eens die fokus was nie op die regte plek nie. Hy dink hy's besig met oulike doen goedjies, maar om dit regtig die perspektief te sien van goddelike perspektief. En dit kry mens ook in mense daaglikse lewe. Mense wat byvoorbeeld nie kinders het nie. En dan sal hulle van buite af ander mense veroordeel en raad gee en sê, as ek kinders het, sou ek dit en dit en dit gedoen het. Maar hulle verstaan nie, want hulle het nie die perspektief om die kind te hê nie. Hulle het geen idee hoe voel dit om 'n 2-jarige te hê wat die hele tyd tantrums gooi nie. Hulle verstaan ook nie van die verskillende fases wat kinders deurgaan nie. En dis ook vir my so ironies ook altyd in ons gesin, hoe die ouer boeties altyd wil raad gee van hoe die kleiner sussie nou moet groot word. En dan dog ek, soos of jy dit nie op daai ouderdom gedoen het nie. En mense dink altyd jy weet half beter. En dis weer eens hier wat mens moet insig hê en perspektief hê vir waar die Here vir jou nou sit en wat nou belangrik is. En ook om tevrede te wees met dit wat jy nou het. In jou min, in dit wat jy nog nie, as jy nog besig is met sekere goed en die Here is besig om sekere goed in jou lewe in plek te sit. As ons partymal dan kan ek sê die deceitfulness of riches en die last van hierdie wêreld wil jou so oorweldig. En dan praat ek oor last van om populêr te wees, en om veral in vandag se sosiale media is dit so 'n groot probleem van wie sien my raak? Is ek nou 'n influencer? Ek moet belangrik wees. Mense moet weet hoe belangrik ek is. In die oomblik as jy daar is, dan het jy alles verloor. Want dan het jy glad nie perspektief waaroor dit gaan nie. En dis ook hier wat die duiwel die heeltyd vir jou wil oortuig, jy mis uit. Dat jy altyd voel jy is buite die bereik van dit wat jy regtig wil hê. So mense wat nie getroud is nie, begeer om getroud te wees. En dan sê jy altyd, ek wens ek kan 'n regte man ontmoet. En aan die ander kant kry jy weer koppels wat juis getroud is, wat nooit geleer het om hulle self op te offer nie, en hulle beklei die hele tyd, dan sit soos nee, hierdie man irriteer my so, ek kan nie wag om van hom ontslae te raak nie. Omdat mense nie in goddelike beginsels wandel nie. En dit wat die doel is wat die Here vir jou op daai oomblik gee, te waardeer, te sien wat dit is en te verstaan wat die fokus is wat die Here jou nou by wil betrokke wees. En dit is so gevaarlik om partymal hierdie leuen te glo van die vyand, wat die hele tyd vir jou wil oortuig, jy is te ontevrede met die mooi wat reg voor jou is, met die beauty wat daar is, wat die Here vir jou daar gesit het. Net soos Jona wat ontevrede was met die mense wat actually tot bekering kom. Want daar is die hele tyd hierdie gejaag na meer geld,
meer eer, meer populariteit. En dan is dit so besig, ons is besig om ons geluk te plaas in posisies en aansien en oulike werkies, en dit is weer eens waar die motief van jou hart dan letterlik gechoke word en jy verloor eintlik jou destiny, omdat ons besig is met onbelangrike goed, want ons dink dit gaan nou vir ons significance gee in ons lewe. Maar die ironie van die hele punt is, juis wanneer jy begin in vryheid wandel, en jy sit nie meer jou oë op mense, en op wêreldse goed, en materialisme om jou vol te maak nie, want soos ek sê, dit gaan die heeltyd jou dryf. Ek moet harder werk, want ek moet meer geld maak, want ek moet hierdie kar koop, en ek moet daai huis koop, want dan gaan ek eers gelukkig wees. En dan kry jy die persoon wat die geheim ontdek het. Hulle is net tevrede met dit wat hulle het, en hulle vat dit wat die Here vir hulle gee in daai season, en is al waarop hulle fokus. Want die materialisme is maar net 'n bysaak. Dis maar net 'n middel wat ek gebruik om God se koninkryk te bou. Nie my geluk en my koninkryk nie. En dan met dit, is dit so ironies, wanneer jy nou mense kry wat wel daai ontdek het, wat in vryheid lewe, wat in ware geluk lewe, sal mense van buitekant af kyk, en hulle sal juis jaloers wees daarop, en hulle sal juis dit nie vir daai persoon gun nie, want dit gaan weer eens oor die motief van jou hart en jou perspektief. So dit is so belangrik om jou instelling en jou perspektief reg te kry. Here, waarna hardloop ek? Waarmee is ek besig? Want die oomblik wanneer jy die waarheid gaan ontdek, dan gaan jy begin kan wandel in dit wat die Here vir jou geroep het om dit te kan doen. En dis ook hierso waar ons betuimel die people pleasing moet afsny, want doen jy dit soos ek sê om die populariteit te kry en die erkenning en die aansien by mense, of doen jy dit want jy wil net een gelukkig hou en net vir een worship? En dit was my so interessant ook so rukkie terug, ons almal weet van Charlie Kirk wat vermoor is en mater is, maar dit wat vir my skokkend was wat na dit gevolg het. Hoeveel Christian celebrities het opgekom en gesê, ek moes nou eers 2 dae gaan sit en dink, en dan vra ek, waaroor moes jy gedink het? Hoe moet mens eers daaroor dink? Jy staan vir wat jy staan, en jy moet van die begin af sê, luister, dis waarvoor ek staan, nou compromise, soos Charlie Kirk, geen compromise, ek staan vir wat ek staan, en dan verloor ek 20,000 followers, en wil ek vra, maar hoekom het daai mense in die eerste tyd gefollow? Want het hulle jou geworship? Of het jy gestaan vir die waarheid van God? Want dan gaan ons persecution kry. Dan gaan ons teenstand kry. Dan gaan mense kwaad wees vir ons. Want hulle kan nie dit sien vir wat dit is nie. Maar die waarheid van God se woord bring lewe. Dit bring vryheid. En dit bring actually die ware geluk. En baie keer kan dit offensive wees vir mense, want dit gaan oor reg en verkeerd. Dit gaan oor konsekwensies van dit wat mens doen. Dit gaan oor om ander mense in ag te neem. Dit gaan oor self-sacrificial. Jy moet jouself kan sacrifice. Ek moet myself kan neerlê, wat actually so moeilik is in hierdie wêreldse konsep, om eers daaraan te dink in hierdie trotse, prideful lewe, net om hulle te probeer verduidelik, maar jy moet jouself kan neerlê, 'n nuwe perspektief te kan kry. En dan begin ons doenig te raak met goddelike goed en nie noodwendig net met oulike idees nie. Ons gaan gou-gou 'n breek vat en dan gaan ons weer 'n bietjie terugkom na Saul toe. Welkom terug julle. Ons praat so 'n bietjie oor, is jy besig met oulike goed of is jy besig met goddelike goed? En nou kom ons by die volgende punt waar mens betuimel jou eie destiny en roeping probeer oop forceer. En hier kan ons weer teruggaan na Saul toe. En ek wil nou weer, ons het nou nog gelees uit Saul, of uit 1 Samuel 13 en 15. Nou wil ek voor dit nou gaan, waar Samuel met die volk praat, toe hulle nou vir koning Saul nou gekroon het as koning. En hy praat met die volk en hy sê die volgende, en ek gaan in 1 Samuel 12 vanaf vers 20 tot 25 vir ons lees. And Samuel said to the people, "Fear not, you have indeed done all this evil
Yet turned not aside from following the Lord, but served him with all your heart. En nou waarsku hy hulle eintlik. Hy sê vir hulle actually wat hulle moet doen. En dat hulle nie op hulle eie insigte, want kyk, die mense het nou gesê, luister, okay, want Samuel was eintlik die spreekbuis vir hulle, wat vir hulle na toe gekom het en gesê het wat die Here sê, nê? En toe eweslik, nee, ons soek nou 'n koning, nê? En dis hoekom ek sê, dis hoekom die Here Saul vir hulle gegee het in die eerste plek, of hulle te wys, julle wil julle krag en julle julle het nou hierdie oulike idees om dit in 'n mensemag te sit, maar ek weet beter. Maar kom ek wys nou maar vir julle wat gaan gebeur as julle nou julle krag in menslike hande sit. En nou gaan Samuel aan en hy sê, and turn not aside of the vain and worthless things which cannot profit or deliver you, for they are empty and futile. Julle mense kan jou nie red nie. Materialisme en wêreldse goed kan jou nie red nie. Kan ons daai net in ons koppe kry? En tog hou ons aan om te vertrou op mense om ons te laat goed voel. Ons soek aanvaarding, ons soek redding by mense. Mense moet my laat worthy voel. En daai gaan altyd jou, soos ek sê, teleurstel. En dit gaan jou altyd leeg laat voel. En dan sê hy, the Lord will not forsake his people for his great name's sake, for it has pleased him to make you a people for himself. En dit is God se hart. Hy wil 'n verhouding met jou wees. Hy wil jou naby hom hou. Hy wil jou vasdruk en hy wil vanoggend vir jou sê, dogter, kom sit hier by my. Ek is lief vir jou. Ek meen as jy 'n ma of 'n pa is en jou kind is stout, gaan jy hom nou wegjaag en sê, jy gaan nie weer my huis kom nie. Nee, jy gaan met hom raas en dan gaan jy nog steeds lief wees vir jou kind. En dis wie God die Vader is. Niks wat jy kan doen, kan keer dat hy jou lief het nie. Hy skree eintlik na jou toe, kom na my toe. Hy soos daai verlore seun van die Vader wat staan en uitkyk en sê, wanneer gaan jy terugkom? Wanneer kom sit jy weer by my? Hou op om jou geluk by mense te gaan soek. Moreover, nou lees ek verder. As for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you, but I will entrust you in the good and right way. So, instruct. So, Samuel sê, ek gaan nog steeds vir julle sê, doen dit so, loop so, gaan hiernatoe. En dis presies wat Saul nou verkeerd gedoen het. Samuel het vir hom gesê, wag vir my, ek gaan nou kom en gaan ek die offerings bring. Nee, dit hy homself gefors om die offerings te bring, want ons moet nou die guns kry vir die Here, want ek verloor my guns by die mense. En na te wees sy eie goeders probeer in plek sit. En dan gaan hy verder, only fear the Lord and serve him faithfully with all your heart, for consider how great are the things he has done for you. But if you still do wickedly, both you and your king shall be swept away. So hy het hulle gewaarsku, maar nog steeds het hulle gekies. Nee, ons vertrou op ons oulike plannetjies, nie? En dit is waar Saul dit verloor het. Hy het oorgegaan in 'n self-promoting spirit. En as jy regtig weer 'n bietjie teruggaan en jy gaan kyk na die agtergrond van Saul, dan maak dit regtig sin. Want dis die karakterbou wat bepaal wat jy gaan doen met jou roeping. En dis hoekom jy sekere blokke en sekere steps nie kan mis nie. Dis hoekom ons deur die loutering moet gaan en deur moeilike situasies en partymal deur trials en tribulation moet gaan om jou karakter te bou. Want as dan nie sterk binne is, jou gees nie sterk is en jy's battle ready nie, gaan jy met die eerste veg waar daar is, of die eerste moeilikheid waar ek kom, is dadelik opgee en sê, ag nee, hierdie is te swaar, ek wil nou nie meer aangaan nie. En dis presies daar, wat die Bybel ook sê, cursed is the land that makes slave his king. Want dis 'n slave mentaliteit. Mens moet godly karakter hê. En dis is waar jy moet bou in jou karakter, sodat jy kan staan in God se vertroue. En nie bang rondkyk as jy niks sien nie, en jy sien, o jene, hier gebeur nou niks. Nou as jy nie in hartklop met wat die Here sê nie, en dan dink jy, oh, nee, die Here het ons nou verlaat, ek moet nou gou hierso deure probeer
oop forceer. En dit is wat Saul toe nou in 'n self-promoting spirit kom doen het. En dis hoekom hy somme van die spoil gehou het van die Philistines wat hulle moes destroy het. En gedink het, nee, ek het ouliker idees. Kom ons celebrate. Die Here wil die Here wil ons goed, wil hê ons moet goed gaan met ons. Die Here wil ons rykdom gee. So kom ons hou van die spoil en ons gaan nou sommer hierdie diere offer en ek gaan nou sommer 'n sacrifice bring. Alles met die verkeerde motief. En dit is waar jy moet reg wees vir die geleenthede wanneer die Here vir jou sekere deure oopmaak en toemaak. So toe deure is letterlik partymal van die Here af en is eintlik 'n blessing. Want die Here wil nie hê jy moet daar werk nie, want hy weet jy gaan verskriklik ongelukkig wees en hy weet daar gaan mense wees wat jou gaan indoen en hy weet mense gaan jou misbruik en dis hoekom hy daai deur toemaak. Nou is jy soos in, o Here, nou wil U nie vir my hierdie werk gee nie en jy's ongelukkig, maar weer eens moet ons partymal net wag en sê, Here, is dit 'n my idee of is dit 'n goddelike idee? En dit is waar ons moet ook vra van Here, wanneer die geleenthede gaan kom en wanneer U sekere goed in plek gaan sit, dan moet jy reg wees. En dis hoekom dit partymal moet swaar gaan. Dis hoekom ons partymal in spelonke moet gaan wegkruip soos Dawid en deur moeilike bedrukkings gaan. Ek meen Dawid moes vir 13 jaar hier behind the scenes wegkruip en vir sy lewe vlug en hy was die anointed one. En hy het nie 'n voet verkeerd gesit toe nie. Inteendeel was die seën van die Here juis met hom, want hy het nie dinge probeer forceer nie. Saul was letterlik daar en hy kon hom doodgemaak het, maar hy was meer ingestel. En Here, wat is U timing? En ek sal nie teen U gaan nie. Ek gaan in gehoorsaamheid want ek gaan dit nie dinge in my eie hande neem nie. En die mense soos in, is hierdie ou nou stupid? Hy is gesalf as koning. Ek kan net hierdie ou doodmaak. Wie is hierdie Saul nou? En hy het net geweier. Want hy het gesê, Here, op U tyd sal U die regte geleenthede in plek sit. En terwyl mens wag, en dit is wat Dawid vir ons kom leer het. Wanneer ander slaap, sit jy en jy leer. En jy kry inligting en behind the scenes, waar ander lui is en jy wil nie die werk doen nie, daar doen jy die werk en jy sê, Here, bou my gees, leer vir my hoe werk dit, hoe gaan hierdie ding werk en deur dit bou ons karakter tot die Here op die regte tyd die deure oopmaak. En dit is weer eens wat die teenoorgestelde is van 'n self-promoting spirit, is natuurlik om in nederigheid te wandel, om te sê, Here, ek is eintlik totaal en al afhanklik van U. En dit is waar die Here se genade inkom. En as ons praat oor goddelike genade, dan dink ons altyd, dit is God's grace is there to save you from sin. Ja, dis die een deel van sy genade. Maar besef jy ook dat God's grace, en dit is daai skrif wat sê, ek sal jou nie bo jou kragte versoek nie, maar my genade is genoeg vir jou. Nou, daai genade praat van die ander kant van genade, is wat hy bedoel is, ek gee vir jou alles wat jy nodig het, om te wees en te werk, vir dit wat ek jou geroep het om te doen. En dit kan jy nie aan jou eie krag doen nie. En dit is waar humility inkom. So kom ons lees gou-gou in Jakobus 4 vers 10 wat vir ons sê, humble yourself, feeling very insignificant in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up and make your life significant. En vir wie gaan hy dit doen? Vir die wat gaan wag op sy timing. En dit sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 6, wat die baie dieselfde ding sê, maar hoor gou sê Petrus dit vir ons. Therefore humble yourself, demote, lower yourself in your own estimation, under the mighty hand of God. En dan kom die volgende, en hy sê, that in due time He may exalt you. Want die Here weet, as hy vir jou iets gaan gee, maar jy het nog nie humility geleer nie. Jy het nog nie geleer om jou identiteit in hom te vind nie. En jy sukkel nog met insecurities, jy het nog 'n lae selfbeeld, en dan gaan nou weer terugkom by Saul, want dit is wat ek eintlik vir julle wou vertel het van Saul. Dan gaan jy, wanneer jy iets bereik, oorgaan in self-promotion. Dan sit ewe skielik van, ek is nou belangrik.
ek is nou 'n dienaar of ek is nou geroep deur die Here om ek is die spreekbuis van die Here. En dan is dit alles behalwe humility. En die ding is ook, wat ek probeer verduidelik van die verskil is, ja, elkeen van ons is 'n spreekbuis van die Here, maar hoor die motief van die hart. Die een doen dit uit humility. Here, ek is net die dienskneg, ek doen net wat U sê ek moet doen en ek sal praat wat U wil hê ek moet praat. Die ander ene sê, ek is so belangrik, die Here het my nou hierdie spesiale roeping gegee. En julle, dit is waar Saul se downfall was. Want as jy gaan lees in die begin, voordat Saul gesalf was as koning, hy was baie lank en seker ook mas aantreklik en hy was soos 'n warrior seker gebou en hulle sê hy was sommer kop langer as die res van sy mense. Maar net soos Gideon het hy gevoel hulle tribe is die most insignificant en hulle familie is die most insignificant in hierdie tribe en hy is die most insignificant in daai tribe. Wat baie ironies is want dit klink baie soos Dawid se verhaal, maar die twee verskil is omdat Saul klaar 'n lae selfbeeld gehad het, want hy het letterlik weggekruip toe hulle hom wou salf. Hulle moes hom gesoek het, ek dink hy was in die meele of ergens, net soos Gideon, dit klink vir my so dieselfde storie, het hulle gaan wegkruip. Nee Here, ek het nie wat, I don't have what it takes, nee, hy het insignificant gevoel. Maar waar Dawid gekom het en gesê het, Here, in my insignificance, vertrou ek op U genade en U krag en nou is ek totaal en al afhanklik van U en Dawid het daai ding gesnap. Het Saul nie. So die Here gee toe vir Saul hierdie anointing of hierdie salwing op sy lewe en hy word toe hierdie koning. Maar in plaas van om in humility te bly, toe gaan hy oor in pride. Ek is nou hierdie belangrike mens. Julle, en daai is die gevaarlikste ding wat ons kan doen in ons lewe. En dis hoekom mens dan begin betrokke raak met allerhande oulike mensgemaakte plannetjies. En dan mis jy totaal en al die salwing en die roeping wat God eintlik vir jou instoor het. En dan gaan jy vrug dra nie. En dit gaan juist dan uitbranding veroorsaak in mense lewe. Ons gaan gou-gou weer 'n breek vat. En dan gaan ons praat oor Paulus wat goddelike visie en 'n ewigheidsvisie gehad het van wat dit beteken om nie net besig te wees met mensgemaakte plannetjies nie, maar goddelike plannetjies. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor Paulus. En is daar nou een ou wat karakter gebou het en wat die Here hierdie secret kom wys het en hy daai insig gehad om dit te verstaan. Dan is dit wanneer mens dan soveel goddelike vrug kan dra en 'n legacy kan los. Want Paulus het ek dink hy die meeste boeke geskryf in die Nuwe Testament as ek dit reg het en as jy die boeke lees, ek is mal oor Paulus se boeke. Want daar's soveel insig, jy kan dit oor en oor en oor, daar's soveel diepte in Kolossense, in 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, in Efesiërs, in Galasiërs. Hy het soveel perspektief gehad en as ons maar net dit kan saamvat en dit net weer kan ontdek, dit wat hy ontdek het. En dalk moet ons strewe om soos 'n Paulus te wees. So, die lank en die kort is dit verkeerd om betrokke te wees met goeie projekte en liefdadigheid en al hierdie welsynswerk? Natuurlik is dit nie verkeerd om goeie goed te doen nie. Maar die ding is, ons moet vir onsself vra, vir watse rede doen ons dit? Doen ons dit net uit religion, bedoelende jy doen dit net omdat jy goeie werke wil doen? Doen jy dit dalk want jy het 'n saviorskompleks wat jy voel jy moet almal red? En baie keer is dit uit ons eie brokenis en ons eie seer, dan oor-identifiseer ons so met ander mense se seer. Ons kry nog nie die genesing nie. Ons het nog nie die insig en die kan ek sê amper die seën gekry by die Here om te kan bedien nie. Ons doen dit uit ons eie brokenheid. Ek moet net almal red want ek moet keer dat almal om my net nie so seer kry soos wat ek doen nie. Dan is dit weer eens, jy doen dit uit jou krag uit want jy wil die redder wees. En daai sal nooit seën bring nie. En soos ek sê, dit gaan jou op die ouende uitbrand.
waar as jy dit doen deur goddelike krag en deur goddelike salwing, wanneer die Here jou geroep het om 'n ding te doen, dan vloei dit net. Dan is dit die maklikste ding op aarde. En jy kan liggaamlik so moeg wees. Jy kan fisies so siek wees. Soos 'n paar van die programme wat ek gedoen het, was ek regtig siek. Of die een oggend moes ek kom en ek moes 'n program aanbied en ek het daai oggend my kind se hond doodgery. Dit was ongelooflike trauma wat ek daai dag beleef het. En ek moes letterlik net sê, Here, ek doen dit deur U krag. En dit was actually een van die most amazing oggende wat ons toe gehad het. En dit wys net wanneer jy dit doen uit goddelike krag en uit goddelike perspektief, dan kom die vrug. Dan word jy gerecharge. Dan is dit terwyl jy dit doen, dan word jy gebless. So terwyl jy mense bedien, dan tap dit jou nie leeg nie, dit tap jou eintlik vol, want jy's net 'n kanaal wat letterlik vloei, waar die Heilige Gees kan werk en kan lewens verander, en dit is waar ons wil wees, en dit is uit waar ons wil opereer, en waar ons regtig 'n verskil wil maak in goddelike koninkryk. As ons lees weer Matteus 6 vers 20, sê hy, "But gather and heap up and store for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust nor worm consume or destroy, consume and destroy it, and where thieves do not break through and steal it." En dit is wat ons fokus moet wees. Here, my reward. Ek soek nie aardse rewards nie. Ek soek nie menslike accolades en mense wat vir my sê, Here, jene, maar jy's goed nie. Ek soek die Here se erkenning en te sê, my good and faithful steward. En dis op die ouende waar ons moet fokus. Ons moet fokus, Here, mag ek U instelling hê. Mag ek dit sien uit U perspektief uit. Mag ek deur U oë na hierdie ding kyk. En dan gaan mens letterlik begin nee sê vir liefdadigheidsprojekte wat nie van die Here af is nie. Want jy kom agter, ek gaan nou besig wees met al hierdie dingetjies, maar dit is nie wat die Here vir my geroep het om nou te doen nie. Jy gaan nie meer dinge net doen wat dit lyk na 'n oulike idee nie. Jy gaan dinge doelgerig doen, op die regte tyd, op die regte plek, en jy gaan letterlik nee kan sê vir goeie dinge, want jy weet dis nie waar jou energie en krag nou moet wees nie. En dis ook natuurlik waar daar gesonde grense inkom. Want die oomblik as jy goddelike perspektief begin kry en jy begin jou identiteit in God kry, dan weet jy ook wat jy veronderstel is om te wees en wat jy nie veronderstel is om te wees nie. Waarvoor om nee te sê en waarvoor om ja te sê nie. En is letterlik soos daai beeld waar hulle nou die een man wat 'n beeld uit 'n rots uit het hy 'n perd gekap. En die mense het na hom toe gekom en gesê, maar hoe weet jy hoe om hierdie perd uit hierdie rots te kap? En hy het letterlik gesê, ek sny net alles af, of ek kap net alles af, wat nie soos 'n perd lyk nie. So letterlik, Here, dit wat nie in dit is wat U vir my gesê het, ek moet nou mee betrokke wees nie. En mense gaan kwaad wees, mense gaan ontsteld wees, maar Here, ek wil net doen wat U sê. Ek wil in gehoorsaamheid wees. Nie om jou mense te please nie, maar om U te please. Nou Filippense 1 vers 21 skryf Paulus vir ons, For me to live is Christ, His life in me, and to die is gain, the gain of the glory of eternity. So in alles wat hy gedoen het, is Jesus lewe deur my. Mag U ware deur my lewe. En dit is juist dan hier waar jy swak is, waar jy in 'n tronk sit, waar dit vieslik en vuil om jou is in die haaglikste omstandighede, en jy kan nog steeds loof en prys. En jy tap uit 'n bron uit, want jy besef jy doen dit nie uit jou eie krag uit nie. En dis hier waar ek nou ook gepraat het van die genade van God, want jy kom agter, Here, ek is totaal en al afhanklik van U en U Gees en U seën en U salwing oor my lewe. Ek kan dit nie in myself doen nie. So wanneer ek swak is, wanneer ek siek is ek letterlik 'n kanaal wat ek sê, Heilige Gees, doen U wat U moet doen. Sodat ek nie kan boast en sê, kyk hoe oulik is ek nie, kyk wat het ek nou weer gedoen nie.
Ons moet vir onsself vra, is ek besig of is ek vrugbaar? Is ek regtig besig om vrug te dra? En is ek besig met die roeping wat die Here vir my in my lewe het? Ek wil gou-gou net weer vir ons sommer, ekskuus, 'n stukkie lees wat Paulus ook geskryf het in 2 Korintiërs 9, vanaf vers 6 tot vers 8. Remember this, he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly. And he who sows generously, that blessing may come to someone, will also reap generously and with blessing. Hy sê soveel goed in beginsel. So baie keer doen ons goed, want dis uit obligation. So jy's eintlik, ek sal doen, maar ek gaan net 'n bietjie gee. Ek wil nou nie baie gee nie. Ek wil net die nodigste gee. En dan is dit uit 'n hart van stinsigheid, nê? Maar hy sê die wat sou, en dit is waar jy ons sou in goddelike koninkryk met blydskap, en jy wil dit doen. En hoe gaan jy dan weet dit is van God af? Want in jou hart, dis hoekom hulle sê, don't do anything out of obligation. Doen dit met dit wat die Here vir jou sê in jou hart. En ons gaan nou verder 'n bietjie lees, en hy sê, let each one give as he has made up in his own mind and purpose in his heart. Not reluctantly or sorrowfully or under compulsion, for God loves and he gives pleasure and prize above other things, and is unwilling to abandon or do without a cheerful, joyous, prompt to give giver, whose heart is in his giving. So en dit is wat vir ons die geheim losbreek. In dit wat jy doen, in dit wat jy gee. Doen jy dit omdat dit uit obligation is? Doen jy dit want jy wil nie eintlik doen nie, maar jy voel of obligated om dit nou te doen? Dan is die motief van jou hart totaal en al verkeerd. Jy moet doen wat jy doen, omdat die Here sê jy moet iets doen. Nie omdat iemand jou manipuleer, of jou dwing, of jou laat skuldig voel nie, want die oomblik as daar skuldgevoel is, of manipulasie of intimidasie, is my antwoord dadelik, nee ekskuus, dan gaan ek nie kan help nie. Maak nie saak hoe kwaad hulle gaan wees nie, want dan moet ek jou please, en jy wil my dwing om iets te doen, wat die Here nie vir my gesê het ek moet doen nie. En dan sê hy, and God is able to make all grace, en dis waarvan ek gepraat het, every favor and earthly blessing. Dit is daai, hy gee vir jou alles wat jy nodig om te gee. En nou wonder ons hoekom het ons dit nie? Want ons is die hele tyd besig met doenigheid, omdat ons gedwing voel of ons doen dinge by die kerk, want ons wil raak gesien deur mense, en hulle moet nou dink hoe oulik is ons. En dan gaan jy nie vrug dra nie, want dis alles verkeerde motiewe. Maar nou kom jy en jy doen dit, want jy weet die Here het vir jou gesê jy moet dit doen. Jy het die anointing gekry om dit te doen, en dan gee hy vir jou die blessing, en dan sê hy, come to you in abundance. Dis wanneer jy gaan vrug dra. Dis wanneer goed gaan oopbreek. Want nou doen jy dit nie uit obligation uit nie. So that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient. So omdat jy totaal en al sê, Here, ek doen net dit wat U vir my sê. Ek lewe uit gehoorsaamheid. Ek doen wat U woord vir my sê om te doen in U krag, en laat U gees vloei. Dan kry jy die grace om self-sufficient te wees. En dan verduidelik hy dit. Possessing enough to require no aid or support, and finished in abundance for every good work and charitable donation. So dan gee die Here vir jou die saad om te saai. En dan begin jou beker ewe sluk oorloop. Want dit is niks uit jou doen en late nie. Al wat jy gedoen het is, jy was gehoorsaam. Jy het gewag, jy het intentioneel gefokus op die goddelikheid. Jy het goddelike skatte gaan soek en nie menslike goed of materialistiese goed nie. En dan begin die beker oorloop en dan begin mens vrug te dra. Ons gaan gou weer 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat daarvan om in die te wandel in die leiding van die Heilige Gees. Welkom terug julle. Ons praat nou 'n bietjie verder oor, is jy besig met goddelike werke of is jy besig met oulike idees? En net om alles bymekaar te vat, kom ons sit dit net bietjie in perspektief.
Hoe is dit laat sekere Christene wandel en hulle strakkel en asof hulle lewe hulle kan net nie deurbrake kry nie. En baie keer voel dit hulle doen al hierdie regte goeders. Here, ek gaan kerk toe, Here, ek doen dit en Here, ek doen dat. Maar baie keer is dit of dit daar nie vrug is in hulle lewe nie. En dit is waar ons nou bietjie dieper gaan kyk na die motief agter alles wat ons doen. Want as jy nie gaan leer om totaal en al deur die Gees te wandel en goddelike insig gaan kry nie, gaan ons baie keer besig wees met religious goedjies, maar omdat ons van die begin af nie die regte motief van ons harte gehad het nie. Dis hoekom ons partymal sukkel om hierdie vrug en hierdie deurbraak en hierdie seën wat die Here van praat te sien in ons lewe. So elkeen van ons loop 'n ander lewe. En mens kan nie noodwendig die een se geestelike lewe met 'n ander ene vergelyk nie. Daar's verskillende vlakke. Jy kry mense wat baba Christene is, dan kry jy mense wat tiener Christene is en dan kry jy volwasse Christene, soos enigiets in die lewe. Daar is verskillende vlakke wat jy moet gaan leer en die Here leer jou en trein jou letterlik nader aan toe om 'n geestelike warrior te word en te kan verstaan hoe werk die geestelike riem en wat werk nie. En dan is dit ook wat jy partymal kry, hierdie persoon kom tot bekering en die aand toe hy tot bekering kom, dan is hy sommer bevry van dwelms en daar is hy nou evangelis en hy verander die hele wêreld en dan sê hy, wow, hoe doen hy dit? Ek meen ek sukkel nou nog met my zolletjies hier en daar en my daghakkies hier en daar, wat ook al. Is nou net 'n grappie, maar julle verstaan wat ek sê. Sekere mense het nog steeds hierdie goed wat hulle vasbind en hulle voel, Here, ek kan nie loskom nie. En dit is waar mens met partymal net moet vra in die eerste plek. Wat was die motief van jou hart toe jy vir die eerste keer tot bekering gekom het? En weet julle wat? Hier is baie keer die rede hoekom sekere Christene nooit by vryheid uitkom nie en deurbraak uitkom nie. Want in die eerste plek hoekom hulle na die Here gekom het, was met die verkeerde motief. Soos byvoorbeeld, jy moet nou tot bekering kom want die Here kom nou, die wegraping is môre, ons moet nou tot bekering kom. Dis die verkeerde motief, as ek dit nou so kan stel. Ons moet nie by die Here uitkom om in die wegraping kom nie. Ons moet nie by die Here uitkom want jy wil met 'n meisie trou en sy dien die Here nie. Jy moet nie nou die Here toe kom want jy wil ryk wees en jy wil wel afwees nie. Jy moet nie na die Here toe kom want jy wil nie meer pyn hê nie. Dis ook nie eers eintlik die rede nie. Jy moet na die Here toe kom en dit is die motief en dit is partymal hoekom ons dit sukkel en dit mis, want partymal kom ons uit religie na die Here toe of met selfsug na die Here toe, want jy kom na die Here toe want hy moet jou lewe 'n beter lewe maak. Wat eintlik maar net die gevolg gaan wees, in elk geval as jy na die Here toe kom, dan gaan jy 'n beter lewe hê, maar dit moet nie ons perspektief wees nie, dit moet nie ons motief wees nie. Jou motief, hoekom jy na die Here toe moet kom, moet dit wees. Here, U is God. U is die een wat die aarde geskaap het. Ek kan letterlik nie sonder U lewe nie. U is my bron, U is my krag. Ek het U is 'n essential part of my life. Is die enigste bron, is die enigste source wat vir my gaan lewe gee, sodat ek kan word en wees wie ek moet wees. En dan het jy 'n totaal ander uitkyk oor hoekom jy in die eerste plek na die Here toe gekom het. Jy het nie na die Here toe gekom want jy wil iets van hom hê nie, wat hy in elk geval vir jou gaan gee. Jy het nie die Here gekom dat hy jou moet seën nie, wat hy in elk geval gaan doen, want dis die uitvloeisel van jou met jou verhouding met die Here. Maar wanneer mense worldly perspektief het en jy kyk wêrelds na dinge, dan gaan jy dink, okay, wat gaan ek materialisties uit hierdie ding uitkom? O, nou gaan ek wealthy wees en ek gaan nou gebless wees soos Abraham en al hierdie dinge en dit moet nooit ons perspektief wees nie. En dit is juist hier wat ons moet besef. In die eerste plek, Here, ek wil na U toe kom want ek kan nie sonder U nie. Ek is 'n sondaar en ek het die redder nodig om my letterlik te red. En dan soos jy deur sy woord wandel en deur sy gees wandel, want jy kan nie net woord lees sonder die Heilige Gees nie, want onthou, die woord is letterlik, kan ek sê, decrypted. Dis 'n secret message. En jy gaan net die woord kan verstaan vir wat dit is wanneer jy die rema ontdek, wat die Heilige Gees is, wat dit vir jou gaan oopbreek, en dan gaan dit vir jou die lewe gee. So die Heilige Gees is die element wat ons nodig het, om God se woord te kan lees, laat dit jou gees kan lewend maak. En dan val al daai
bindinge en al die vloeke somme af outomaties, want jy wandel dan deur die skoonmaak van God se woord. En nou gaan dit nie meer daaroor om dinge te doen wat jy wil die reward sien nie. Nou gaan jy outomaties die regte ding wil doen, want jy wil 'n verhouding met God wandel. Jy wil die regte ding doen omdat jy lief is vir die Here. So jou eerste motief wees, jy moet na die Here toe hardloop omdat jy lief is vir hom. Omdat jy by hom wil wees. En dis hoekom die Here ons ook eerstens geskape het. Ja, dalk gaan jy nou daai meisie kan kry omdat jy nou die Here dien. En ja, dalk gaan jy dalk meer seën aan jou finansies hê, maar daai moet nie jou eerste prioriteit wees nie. Daai gaan letterlik dan net 'n bysaak wees. Want jy gaan nie nou noodwendig meer fokus om mense te beïndruk nie en om dinge te doen want dit laat my wêreld beter lyk nie. Jy wil die regte ding doen want jy wil in die roeping en in die salwing en in die seën van God wandel. En dit is wanneer jy gaan begin ware vrug dra. En dit is wanneer wat jy ook al doen, jou nie meer gaan burn out nie en jou nie meer gaan moeg maak nie, maar dit gaan jou recharge. En soos jy in gehoorsaamheid met die Here wandel, waar jy vroeër dalk bedien het en dit het jou geïrriteer met al hierdie mense en al hulle probleme en o, jene, hierdie mense was vir my so 'n burden en nou is dit vir jou 'n blessing. En hoe meer jy kan bedien, want jy doen dit nie meer in jou eie krag nie, jy doen dit deur die Gees wat deur jou vloei. Nou ewesklik word jy gecharge en nou kan jy effektief en in salwing en in seën bedien, want die motief van die hart het reg gekom om nie net oulike dingetjies te doen nie, maar jy vloei deur die salwing van goddelike krag. En dis weer eens daai ding as mens nou kyk na 'n butterfly, nê? En hulle is in hierdie kokon. En nou sien hierdie seentjie die kokon en hy dink kyk hoe sukkel hierdie butterfly. Ek moet net gou-gou dit oop sny vir hom dat die arme ding net makliker kan uitkom, nê? En nou dink ons, dis nou oulike idee, want ons wil nou premature dingetjies doen in ons lewe, nie? Premature die kokon oopmaak. En dan sê ons, ons bedoel tog so goed, ons wil hom gehelp het. Maar eintlik is ons besig om skade te doen. Daai skoenlapper gaan dit nie oorleef nie, hy sal instant doodgaan. Want ons het premature sekere goed probeer doen in ons lewe. Ons moet by God se hartklop uitkom. Kom ons lees weer een van Paulus se boeke. In Kolossense 3, van vers 23 en 24. Whatever may be your task, work at it heartily, from the soul, as something done for the Lord, and not for men, knowing with all certainties that is from the Lord and not from men, that you will receive the inheritance, which is your real reward. En dan sê hy, the one you are actually serving is the Lord Jesus Christ. So ek wil weer eens vra, wie is jy? Is jy Jona? Is jy 'n Saul of 'n Martha? Of is jy 'n Paulus wat saad saai en vrug dra? Want hy is ingeënt by die regte wynstok. Hy weet waar sy source is en hy kry sy krag en sy anointing en dit wat hy moet doen van God wat sy bron is. Ons gaan weer so vinnige breek vat. En dan gaan ek weer uitkom by die verskillende stappe wat ons oor praat van uitbranding, waar ons praat van vrede en rus en hoe jy ook prakties by vrede en rus kan uitkom. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou 'n bietjie verder. Hierdie laaste paar weke het ons nou 'n bietjie stil gestaan en ons praat oor die verskillende elemente wat jou kan help om by genesing uit te kom, veral as jy sukkel met moegheid en fatigue en uitbranding. En ons het nou net gepraat oor jou geestelike vlak en jou sielsvlak, wat in jou hart aangaan, die motief van jou hart en hoekom jy dinge doen soos wat jy doen. So ons het nou hierdie akroniem wat ons elke week hanteer en ek hoop jy kon bietjie ingeluister het vir die ander tips wat ek gegee het. Ek gaan so vinnig deur dit hardloop, want ons spel vrede en rus. So die vrede was verandering, die V is verandering en vereenvoudig.
Die R was, wat is die rede? En dit kom baie by motief van jou hart. Hoekom doen jy wat jy doen? Wat is die rede vir hoekom ek by uitbranding was? En dan E staan vir ektyd. Maak jy tyd om te recharge? Maak jy tyd om jouself weer vol te maak? D is vir dankbaarheid. En hoe belangrik is dit om intentionele dankbaarheid te wandel? Want wanneer jy begin dankbaar word vir dit wat jy het, dan is dit soveel makliker ook om dan God se seën oop te sluit en ook in sy om nie in entitlement te wandel nie. So maak maar seker jy luister na daai om bietjie tips te kry. En toe het ons gepraat oor eetgewoontes. Laasweek ons is nou by N en die E staan vir exercise. Ons het bietjie gepraat oor oefening en nou is ons by N. En die is nou meer weer raad vir jou fisiese elemente en dit gaan seker ook hand aan eetgewoontes, maar die N staan vir neem aanvullers. So ek wil net weer 'n bietjie gaan stil staan en net vir julle 'n paar tips gee wat ek persoonlik ervaar het, wat ek natuurlik kon in die hande kry, wat my gehelp het om net bietjie weer my liggaam te reboot en te recharge. So, nutrition, God het dit gemaak. I mean, my seun, net voordat ek nou ry, nou wys hy vir my sy fisika en hy praat oor sekere elemente wat in die grond is, want hy swat grondkunde en hoe belangrik is dit om dit te veroorsaak en hoe het jy dit nodig in jou stelsel en dan is hier goed vir eintlik so amazing as ek verstaan hoe die Here die grond maak, hoe hy die plante maak, hoe hy ons mense se stelsel maak en die twee moet mekaar aanvul en help en die kosse wat ons eet en die nutrition en hoe belangrik is dit om na dit te kyk. So aanvullers is verseker belangrik, maar ongelukkig is daar baie mense wat voel, ag nee wat, ek gaan nie aanvullers drink nie, ek gaan dit in elk geval, jy gaan net in elk geval toilet toe en daar gaan jy spoel alles by die toilet af en dit is nie noodwendig so nie, want as jy die regte aanvullers kry, wat 'n goeie maak is, sal ek sê, is dit goed vir jou. So eerstens moet ek sê, ek is nie 'n dokter nie, so ek gaan nie medikasie vir julle voorskryf nie, en hierdie wat ek hier sê, wil ek net sê, jy moet jou eie navorsing gaan doen. Jy moet nou, soos ek gesê het, ook toe gepraat het oor eetgewoontes, jy moet na jou lyf gaan luister. En ek wil net 'n paar tips gee, want baie keer is dit tekorte in ons lyf, dat ons moeg is, dat ons uitgebrand is. Ek gaan 'n paar baie algemene dinge met julle deurgaan en hoekom dit belangrik is om hierdie sekere aanvullers te drink. So ja, soos ek sê, baie mense glo nie in aanvullers nie, maar voorkoming is altyd beter as keur. Dit is altyd beter om jou gesondheid so goed as moontlik op te bou, eerder as jy eers siek is. Nou wil jy klomp medikasies drink wat eintlik chemikalies is of dalk nou juist daar is, nou moet jy jou lyf reg kry. So ons het regtig dit nodig om die regte vitamiene en minerale op te neem. Maar ongelukkig in ons moderne lewe is dit dat ons nie meer die genoegsame vitamiene en minerale opneem nie. Behalwe as jy nou lewe en jy maak alles organiek en jy het nou 'n hele stelsel en deesdae, ek kan nie glo wat die mense al deesdae gedoen het met hulle hele stelsel waar hulle greenhouses opgerig het en regte skoon water sonder pesticides en hoe hulle die vrugte en die groente kweek nie. En daar is vandag al redelik vordering, maar as gevolg van onder andere pesticides en hoe van hierdie kosse wat ons eet vervaardig word en ook die GMO's, as mens nou kyk na jou graanprodukte en daai klas van dinge, is daar baie van die nutrition values wat al verlore gegaan het oor die jare. Hulle het ook al ondervind, en jy kan dit letterlik gaan Google en dit gaan sien, dat die vitamiene in die lemoene is nie meer wat dit was van 50, 60 jaar terug nie. En ook natuurlik klimaatsveranderinge, hoe die kosse verwerk word, deesdae is dit kitskosse, so jy eet nie meer daai groentes wat jy pluk van die veld en jy eet hom nie. Hy word nou eers gewerk en dan word dit opgesny en elke keer verloor jy van die vitamiene en minerale. So oor die algemeen het mens net basies die 3 nodig. As ek sê, as jy nou niks kan bekostig nie en jy glo nie in pille nie, kry net hierdie 3 vir jou in jou lewe en ek sal nou die voordele ook van dit gou deurwerk. Dis 'n multivitamiin wat die algemene vitamiene in het. Dan 'n omega wat jou visolies is en gesonde olies. Ek gaan nou sê wat die voordele is van dit en natuurlik 'n kalsium magnesium. Ek sal altyd sê om daai 3 basiese
aanvullers te begin mee, want dit gaan die basiese funksies van jou liggaam al bietjie aan die gang kry. So kom ons kyk bietjie jou Omega-kas help vir jou hartgesondheid, jou brein, jou are, jou hormone en jou cholesterol. En dit is verskriklik belangrik, veral as jy praat van uitbranding. En as jy ook geluister het na my praatjie saam met Dr. Stefan Skuman, hoe belangrik is dit ook om die regte olies te hê, sodat jy jou hormone kan balanseer. En natuurlik ook vir jou joint health, dit is letterlik laat jou gewrigte meer geolie is om te kan doen wat hy doen. Nou natuurlik, ons almal weet kalsium, magnesium. Kalsium, magnesium is goed vir jou beengesondheid en die absorpsie ook van ander vitamiene. En dis ook belangrik om die ratio te verstaan. En daar's 'n hele verduideliking as jy nou gaan luister na dokters as hulle praat van kalsium, magnesium. Is jy die een nodig om die ander een te absorbeer en jy het byvoorbeeld sê nou maar 3 van die een en 1 van die ander een nodig en jy het 'n sekere magnesium nodig en daai is baie complicated. Maar wat ek net wil sê is dis altyd goed om 'n kalsium, magnesium te drink. En as daar Vitamiin D in is, fantasties, want die Vitamiin D help met die absorbasie. So dis nie lank en nie kort. En soos ek sê, gaan doen jou eie navorsing en gaan kyk wat dit is wat jy nodig het. Dan sal ek sê Vitamiin D is ongelooflik belangrik en Dr. Stefan Skuman het ook 'n bietjie daaroor gepraat. En onder andere wat ons nou al weet is 'n tekort aan Vitamiin B veroorsaak depressie. En dis baie keer hoekom jy fatigue voel, want jy het letterlik 'n tekort aan Vitamiin D. Ek meen, gaan kyk net bietjie. As jy bietjie by die see was en jy het nou bietjie in die son gaan lê en jy voel altyd so lekker en jy voel so uitgerus en jy voel sommer gesond. Onder andere, so rukkie terug was ek en my man baie siek. En toe is ons weg op verlof vir my verjaarsdag en ons was letterlik vir 'n hele week net in die son. Ons was so siek toe ons aan die ander kant land, toe ek het so bal tissues wat by my gehad en nou moet ek maak of ek gesond is, want hierdie mense gaan my nou van die, ek weet sê, julle kan nie in hierdie land inkom nie, want julle is te siek, en ek moet net maak of ek gesond is, my neus is so rooi, en ek onthou, hy het so gehoes, 2 dae, toe is ons gesond, 2 dae, toe is ons. Toe sê ek sê, hoe kan dit wees? En toe sê ek, ja, seker omdat ons nog gerus het, maar dis definitief die son. Dit was my amazing wat son aan mens kan doen. En ook, okay, soos in Vitamiin C, soos mens ouer word, Vitamiin D, soos jy ouer word, dan begin dit ook af te neem in mense liggaam, en dis juist hierso waar jy dan aanvullers nodig het, en ek sal altyd aanbeveel, gaan luister gerus vir Dr. Eric Burke, waar hy praat oor Vitamiin D, want as jy tekort het in Vitamiin D, kan dit onder andere arthritis simptome begin veroorsaak, en nou is mens styf, en jou gewrigte seer, en jou knie begin jy vir probleme gee, jy gaan dokter toe, nou gee hulle vir jou allerhande medikasies en hulle gee vir jou steroids en goeters, want hulle dink, okay, dit moet nou jou liggaam beter maak. In die meantime is dit partymal net 'n Vitamiin D tekort. So Vitamiin D help ook dat jy kan beter slaap en dit help ook teen krampe en spasmas. Natuurlik saam met dit en jou kalsium en magnesium. Is dit fantasties. So dis net inleidend, dan moet jy vir jouself vra, okay, maar waar het ek dan nog spesifieke hulp nodig? En hierdie is paar goed wat ek onder andere self ontdek het, wat ek agtergekom het wat my spesifiek gehelp het, toe ek adrenal fatigue gehad het. En dis ook wat so belangrik is, asseblief gaan praat met 'n dokter wat verstaan hoe werk adrenal fatigue. Soos ek sê, sal ek altyd aanbeveel, Stefan Skuman spesialiseer hierin. Maar onder andere was dit wat jy nodig het, is iets spesifiek vir jou burn-out. Wat hulle ook agtergekom het, is sekere mushrooms spesifiek help teen burn-out. En op 'n stadium was daar ook 'n maatskappy wat 'n reeks uitgebring het of kapsules van superfood. Ek kan ongelukkig nie hulle naam noem nie. En onder andere was daar brown superfood met 9 verskillende mushrooms in. En daai was 'n fantastiese kombinasie. Ek dink dit was wat noem hulle hierdie enetjie wat soos Lion's Mane is of iets van die, ek ken nou nie al die name nie, het al hierdie interessante name, maar dit help spesifiek, weet ek. As mens so iets kan kry, fantasties vir burn-out, maar jy kan letterlik gaan kry, daar sekere produkte op die rak wat ek nou al gesien het, wat soos, dit sal so iets wees soos burn-out support of adrenal recovery of daai tipe van goed is baie goed wat jou kan help om jou hormone en jou kortisol vlakke weer te reboot. Onder andere Dr. Stefan Skuman het 'n adrenal recovery wat fantasties is. Hy meet jou en dan sê hy vir jou hoeveel jy nodig het. En daai is
fantasties as dit kom van om spesifiek jou adrenal glands weer op plek te kry, maar ook jou DHEA reg te kry sodat hy weer kan werk soos wat hy moet werk. As mens praat van stres en om kalm te wees, nou kyk, dis die een ding van ons kan nie altyd wegkom by stres nie, maar die eerste ding wat dit uit jou liggaam uittap as jy gespanne is dit jou Vitamiin B is. En dis hoekom dit so belangrik is om 'n B-kompleks te kan drink. En jy moet ook gaan kyk, kan ek ooit Vitamiin B opneem? Want onder andere as ek nou weet van, soos nou my DNA, weet ek kan nie Vitamiin B12 opneem nie. Ek moet letterlik dit binne aars kry. So ek moet gaan vir 'n drip of ek moet gaan vir 'n inspuiting, want ek gaan dit nie so effektief opneem nie. So kry inligting. Gaan doen jou navorsing, want Vitamiin D help spesifiek teen stres, jou moods en natuurlik jou breinfunksies. En dis ook hoekom dit so baie goed is as jy vir kinders Vitamiin B kan gee as hulle eksamen skryf, want dit help vir daai tipe van goedjies. 'n Ander produk wat ongelooflik fantasties is jou CBD. En mense het nog hulle wanpersepsie van CBD nie. Dis nie dagga nie, dis nie marijuana nie, dis hemp. Nou hempblaar is letterlik 'n groter blaar, waar jou dagga plant 'n kleiner blaar is, maar dis dieselfde tipe van reeks of dieselfde tipe kan ek sê, tipe plant wat dit is, maar dit het nie dieselfde wat jou dagga sal jy natuurlik op haai sit, waar jou CBD 'n natuurlike middel is wat geen effek het van jy gaan nou hierso begin fairies sien om jou nie. Dit is 'n baie natuurlike produk. Dit help onder andere vir stres, om beter te slaap en ontspanning. Mense wat uitbranding het, sal ek sê, probeer eers 'n CBD kry wat van goeie kwaliteit is, wat jy kan drink en jy kry dit deesdae ook op enige plek. Ek weet nie, daar's partymal het ek gehoor is daar regulasies oor dit en wat ook al, maar dis nou maar net die lank en die kort wat ek 'n tip sal gee oor dit. Die ander produkte wat ek ook onder andere beleef het wat help as jy moeg is jou Q10 ensieme of enzymes, coenzymes. Kyk, jy het natuurlik 'n Q10 ook, maar soos jou in burn-out het, word dit ook nogal getap. So dit sal goed wees om aanvullers te drink van Q10. Moringa, jy kry moringa tee. Moringa is 'n fantastiese produk as jy moegerig voel en dan soos ek ook gesê het, jou Vitamiin D, gaan kyk, gaan toets. Het ek 'n Vitamiin D tekort? Het ek miskien 'n yster tekort? Daar's niks wat jou so moeg kan voel as jy 'n yster tekort het nie, maar moet asseblief nie yster aanvullers drink as jy nie getoets het nie. Want as jy eers te veel yster in jou stelsel het, dan is dit weer baie moeilik om ontslae te raak van daai yster en dan moet jy weer gaan vir bloedoortappings of om jou bloed te gaan skenk. So as jy wil bietjie beter slaap, is daar ook natuurlike produkte, onder andere soos wat ek nou gesê het, CBD. Daar's ook soos produkte op die rak wat sê soos Sure Sleep, weet ek is die een produk, fantasties, dis, want baie keer as jy nou produkte drink wat op die rak is, soos jou melatonien, dan kan jy regtig nie lekker voel nie, want dit is weer eens te doen om te kyk na jou stelsel. Sekere mense kan melatonien drink, sekere mense kan glad nie. Inteendeel voel ek terrible as ek melatonien gedrink het. So jy moet gaan kyk, wat werk vir jou, wat werk nie vir jou nie. En ek het net ondervind, CBD werk vir my goed, Sure Sleep werk vir my goed, natuurlike produkte, wat meer soos jou chamomile tee is, jou jasmijn tee, daai tipe van goedjies is fantasties vir jou. Jy moet ook gaan kyk, soos ek nou genoem het jy miskien 'n kalium tekort. Dalk is daar potassium tekort. Potassium tekort kan ook ongelooflike moegheid veroorsaak. Magnesium tekort. En dan is dit, jy kry verskillende tipe magnesiums. So ek wil nie te complicated raak en baie daarin gaan nie, maar gaan doen bietjie navorsing. Dit is ongelooflik interessant as ons hierdie goedjies gaan bestudeer en bietjie na dit gaan kyk. 'n Ander natuurlike produk wat jy nou kan kyk, en deesdae kry jy 'n drip ook daarvan, is NAD. NAD is 'n fantastiese produk wat onder andere veral met burn-out help om jou selwande te herstel.
sodat jy dit kan opneem wat jy moet opneem, want dis baie keer hand aan hand, van jy sukkel met adrenal fatigue, of jy het een van der uitbranding, en baie keer is dit hoe jou sisteem werk, die hormoon wanbalans, dan sukkel jy om sekere vitamiene en minerale op te neem, so jou selwande word herstel, jy kan makliker produkte opneem, dit help ook vir jou metaboliese sisteem, slaap-wakker siklusse, wat ek ook genoem het van insomnia, help dit om dit bietjie weer in plek te sit, laat jy makliker aan die slaap kan raak, help met jou spysverteringsstelsel, so daar's baie goed wat NAD voor fantasties is. En dan natuurlik ook jou Vitamiin C. Vitamiin C help nie net om jou immuun op te bou nie, maar dit help ook met energie. Julle en al hierdie dinge is so belangrik, en ja, ons kry dit in kosse en probeer, soos ek sê, so organiek as moontlik eet. Maar partymal is ons lywe so toksiek dat ons partymal nie hierdie goed kan absorbeer nie. So daar sal ek weer eens 'n lewerspoel voorstel. Soos ek genoem het, Dr. Stefan Schoeman het 'n fantastiese lewerspoel, of as jy gaan op 'n detox natuurlike produk met gemmer en ook soos onder andere weet ek sy lewerspoel het met olies en Vitamiin C en daai tipe van goedjies te doen, en ek dink daar's een of ander sout wat jy ook drink saam met dit, en dan maak dit jou lyf skoon, maar jy gaan daai spesifiek by hom moet kry, sodat jy optimaal dit kan opneem wat jy op moet neem. Want soos byvoorbeeld, as jy 'n kalsium of 'n magnesium tekort het, dan kan jy sit met rugpyn of bene wat verswak of hoë bloeddruk, en dalk is dit dalk net 'n tekort. Of partymal as mens sukkel met jou bloedvloei, jou bloei maklik as jy stikken is, jy het aneurysmes en jy slagare het partymal probleme, dan kan dit partymal 'n kopertekort wees. Of as jy byvoorbeeld bloedsuikerprobleme, diabetes, insulien, jy food cravings, dan het jy miskien 'n kromiumtekort. So ek sal aanbeveel, gaan ten minste eenmal 'n jaar, gaan doen net bloedtoetse en gaan kyk wat gaan in jou sisteem aan. Ek gaan bitter my dokter toe, ek gaan letterlik eenmal 'n jaar en gaan check net, okay, wat het ek nie, waar kort ek wat, en dan pas ek aan van dit. En ek het my vaste vitamiene wat ek drink, en dit werk regtig goed. En soos ek sê, die afgelope paar jaar het ek regtig nou begin ontdek, wat werk vir my, wat werk ek nie vir my nie. So, maar hou dit so natuurlik as moontlik. Moenie goed drink wat chemikalieë in het, as jy dit kan voorkom nie. Probeer altyd so natuurlik as moontlik. So dit is net van my raad, soos ek sê, ek is nie 'n dokter nie. Jy moet self gaan ondersoek instel en kyk wat werk vir jou en wat werk nie vir jou nie. Ons gaan so vinnige breek vat en dan gaan ons net gou-gou opsommend praat, wat het ons alles vandag behandel. Welkom terug julle. Ons maak vanoggend klaar en ons ek wil net so 'n paar punte vir julle noem oor wat ons vanoggend gesels het. So eerstens, elke ding wat jy doen en elke idee wat jy kry, vra, is dit 'n goeie idee of is dit 'n goddelike idee? Nommer 2. Wanneer dit net 'n goeie idee is en nie van God af is nie, dan gaan jy moeg wees, jy gaan gebruik voel en jy gaan onvrugbaar voel. Nommer 3. God soek gehoorsaamheid, nie doenig te wees met elke liewe projek en idee nie. Nommer 4. Wag op God se perfekte tyd en moenie jou eie planne maak en vooruit hardloop nie. Nommer 5. Die duiwel gaan jou altyd wil oortuig dat jy uitmis. Moenie vir sy leuns glo nie. Jy wag op die Here. Nommer 6. Moenie deure probeer oopforceer of dinge in jou eie krag doen nie. Wag op God en dan sal jy geseënd wees. Nommer 7. Is dit dan verkeerd om goeie goed te doen? Nee. Wanneer jy die regte ding op die regte tyd doen, dit is wanneer jy gaan groei en die goeie vrug gaan sien. Nommer 8. Jou motief moet wees om by genesing uit te kom en by groei uit te kom, en nie om ander te probeer beïndruk nie, maar om jou verhouding met God te bou in alles wat jy doen. Nommer 9. Wat is die motief van jou hart? Dien jy uit gehoorsaamheid teenoor God, nie omdat dit 'n goeie idee is nie, en om iets te bewys vir iemand nie. En dan nommer 10. Voorkoming is altyd beter as keur, so belê in jou gesondheid. So op die ou ende het elkeen van ons 'n roeping en 'n missie. Die een is nie belangriker as die ander nie.
Elkeen van ons moet goeie vrugte dra en moet besig wees met God se roeping en met sy dinge. Die geheim is om aan die regte tyd te wandel en op die regte plek te wees. En soms kan dit vir jou voel dat jy nie vrug dra nie en dat jy behind the scenes is en dat jy al vergete is en sien die Here my ooit raak. Is die Here nog daar? Vir jou wil ek die volgende lees en dis weer van Paulus af en dis in Filippense 1:6. And I am convinced and sure of this very thing, that he who begins a good work in you will continue until the day of Jesus Christ, right up the time of his return, developing that good work and perfecting and bring it to full completion in you. So mag jy geduldig wag op dit wat die Here besig is om te bou en te groei en besig is om in plek te sit. Wag vir God se perfekte tyd. Wag vir sy perfekte roeping op jou lewe en lewe in gehoorsaamheid. Mag julle 'n wonderlike oggend verder hê. Ek praat weer volgende week met julle. Lekker dag verder.